Ek sal vir in die wonderlike naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Ek sal vir die wonderlike naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Ek sal vir die wonderlike naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek sal vir die wonderlike naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Wat sê môre vriende? Môre familie. Môre engele. Baie welkom weer. Weet jy nie, kan jy dit glo, hè? Laaste Sondag in hierdie jaar. Vader ons tot hier toe gelei het, beskerm en bewaar het. Weet jy, dan kan ons, ek glo nie, almal net met 'n glimlag sit vandag. En ja, ek dink ons almal sit met die wonder, wat hou hierdie nuwe jaar vir ons? Ok, maar dit is nou die 28ste, hoe weet jy nuwe jaar so beskore? Wat hou vandag vir jou in? Wat is die boodskap wat God vandag vir jou gee? Waarna moet jy luister vandag? Hoe wil hy met jou praat vandag? Wat gaan jy hoor vandag? Waar gaan jou hart wees, waar gaan jou gedagtes wees? Gaan dit in die wêreld wees, of gaan jy jou gedagtes die pyl waar God se woord geopen is? Gaan jy dink wat jy na kerk gaan doen? Gaan jy dink, yes, weet jy, ek gaan regtig die nuwe jaar anders te begin, anders ingaan. Maar vriende, weet julle, daar's 'n waarskuwing. Soos ek nou gesê het, ons weet nie of die nuwe jaar vir ons beskore is nie. Ons weet die nou en die hier, dis vir ons beskore. Ons is nou hier. Ons moet nou luister. Oor 'n uur kan dit dalk te laat wees. Oor 'n uur kan dit dalk jou laaste wees. So ons is nou en ons is nou hier. So kom ons vra die Gees om ons te lei en ons gedagtes te pyl op dit wat belangrik is. Ons lê dood. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, in die wonderlike naam van u seun Yeshua Messia, vra ons Vader en deur die leiding van u Heilige Gees, dat u asseblief die engele nou sal opdrag gee om 'n laar om ons op te trek en ons veilig te hou hier binne. Here, laat daar geen aanvalle van die bose hier kan inkom nie. Here, laat ons gedagtes sal pyl op dit wat u sê. Dat ons maak die wêreld vir ons stil, want dit gaan ons nou nie aan. Ja, Here, laat ons regtig sal luister
en sal gehoor gee aan dit wat U vir ons wil sê. Vader, dat ons elkeen anderste hier uitstap as wat ons hier ingestap het. Dat die woord op vrugbare grond val, Vader. Vra dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Vriende, ek gaan vir ons voorlees uit Efesiërs, hoofstuk 4 vanaf vers 17. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die dwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle harte is vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe, jammer. Maar julle het Christus nie so leer ken. As julle ten minste van hom gehoor het en hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Tot sover. Vriende, ek stap een keer in 'n my vrou natuurlik stuur vir my winkels toe. En julle weet ons mans is mal daaroor. En dan sê hulle eers vir jou gesê, hoorie, gaan koop vir my 'n slaaibaar of gaan koop vir my 'n koelbaar of 'n koelkop of iets. Weet jy, dan moet jy op jou begin bekommerd wees. Want ons mans het ons die geneigtheid om altyd eers die verkeerde een te vat. Want ek dink ons woef waf ons maar daardeur, want ons wil in en uit. Dit is nie tyd om te speel nie. Ons is haastig. Dis maar hoe ons is, mekaar gesit. Een wat bolie gryp en jy gaan. Hy is ons groot. Ons koop is 'n groot goed. Maar ons weet nie, jy moet mooi voel, hoe voel die blare en al daai dergelike. Hoe nie, groot vandag. Kyk, lekker kom maar by die huis. Die vrou van my het my so weer die eerste een gevat, nee. Nee, die boonste. Ons sê maar dieselfde ding. Maar weet jy, ons so staan ons daar in die kombuis en ons gesels het. Ons is besig om die koelblare af te skil. Met die gesels ons so en dit kom by ons op. Weet jy, hierdie koelblare. Eers trap sy my uit. Kyk hoe lyk die ding se blare aan die buitekant. Ja, rarig. Wat moet ek met hierdie goed maak? Ek sê, wow, kom ons begin hom afskil. Ons begin hom net afskil en kyk ons, miskien raak dit beter hoe nader jy aan die binnekant gaan en ek hoop weer dat die koelblaar net nie vol is binne ook. Want anders moet jy weet. Natuurlik, soos wat ons dit afbreek. Dis begin dit al hoe bitter word, al hoe mooier word, al hoe varser word. En ek begin breër en breër glimlag want ek weet dankie, ek hoef nie weer te ry. So val dit my by. Is dit nie maar hoe ons as mens ook is nie? Is dit nie hoe die wêreld ons ook sien? Hulle sien ons mos van buite af. Hulle sien ons eers te raak. En ja, daar waar die haarkorrels jou raak getref het, daar waar die bose jou gebrand het, daar waar vriende jou gebrand het, daar waar mense jou mislei het, het jy mos nou daai kern om jou gebou. Jy staan mos nou vas. Daai blare is vrot. En julle weet almal as jy daai kool mos nou met daai vrot blare in water sit, dis asof dit so sak en dit maak hom swaar. Nou, dink nou daaraan, jy dra al daai saam met jou, al daai swaar, daai vrot verlepte blare. Jy kan nie eens die lekker ruik nie. Dra jy saam met jou die hele tyd. Want die wêreld het jou seer gemaak. Mense, jou geliefdes het jou seer gemaak. Maar jy dra nou daai haat, daai ywer, jy dra dit saam met jou. Maar aangesien hierdie die laaste Sondag van hierdie jaar is, dink ek so gepas. Om te hoor wat die Here vir ons wil sê van daai dooie verlepte blare.
breek dit af. Los dit daar buite. Ek meen, die Here kyk ten minstens mos na jou hart. Hy kyk waar die saadjie geplant is. Waar plant hy saadjies? In jou hart. Daar groei goed vandaan. Vanuit jou hart. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Is dit nie tyd dat ons sy blare afskil nie? Sodat ons weer daai geur, daai soet aroma aan die wêreld kan oorgee nie? Maar wat nou gemaak, vriende? Sê maar, ons het nou by daai kern gekom van daai koolblaar. En die middel is ook vrot. Dan het ek zeer sekerlik weer teruggeryk af. Ook so met 'n mens. Wat van jy breek al die blare af, maar dit kom nie reg nie. Of die blare lyk pragtig, maar die binnekant is vrot. Soos 'n amieboot, buitekant blink en binnekant stink. Wat dan gemaak? Hoe kom jy dan reg? Al breek jy af, die kern is nog steeds vrot. Wat gaan jy dan maak? Hoe gaan jy oor dit kom? Hoe gaan jy terugkeer? Vriende, ek dink ons buiteblare is meer 'n beskerming. Want ons weet ons as mans, so ons staffe. Ons breek nie, hoe nie, heel nie, hoe nie. Ons raak kwaad, gooi eerder goed rond, raak frustreerd, kry stilstype. Dit is wat ons doen. Dit is ons blare, ons kleed wat ons dra. Dit is wat ons beskerm. Want ons wil ons nie oopmaak. Ons wil nie ons gaan sê wat klaar. Ons praat nie, dit is wat dit is, ons praat nie. En binnekant ons kern, aan binnekant kry ons nog steeds seer. As hartseer, as pyn. Maar ons wil nie deel nie. Vrouens weer aan die ander kant. Dames, ek glo dit borrel by hulle monde uit, as iets hulle plak kom het. Hulle het maar nie daai gawe gekry. Tong in die kies gesê, ek hoor by my skoonpa, hy sê, het julle geweet, daar gaan die vrouens in die hemel wees. Maar daar gaan 'n halfuur stilte wees. Is dit nie kosbaar nie? Dit staan in Openbaring geskryf. Ons weet wat waar vrouens is, dit kan hulle praat. Daar gaan net stilte wees. Tong in die kies gesê, dankie vir daai julle. Maar ja, ons weet mos dat ons dames kan gesels. Hulle hou dit niks terug. Hulle hou niks terug. Hulle sê so wat dinge wat hulle praat, nie soos ons mans. Soos ek sê, ons raak stil, kry stilstype. Maar weet julle vriende, ons moet onthou dat die buitekant nie altyd die hele storie vertel nie. Ja, ons loop deur modderpaai, ons loop deur gevaar. En weet julle, dit is presies daar waar die vyand jou wil hê. Dit is presies daar waar jy jou kan aanval. Presies daar wat hy nog 'n laar vir jou eintlik om jou wil bou. Ons sien dat is daar waar ons dan ons fokus van God af verloor. Ons fokus op die wêreldse dinge. Ons vergeet van Vader. Ons vergeet van Vader wat ons gemaak het. Ons vergeet van Vader hoe hy ons gemaak het. Ons het ons harte verhard. Ons wil hard wees, ons wil tou wees. Dit is nie nodig nie. Ewen Jesus het dan gehuil. Hoekom nie ons nie? Wat maak ons so besonder? Want ons sê hy hom. Maar Jesus het gehuil. So hy het ons gewys. Dis okay. Wys jou emosies. Geen probleem nie. Is dit nie die waarheid nie? Sien vriende, ons buiteblare, soos ek nou gesê het, is gewoonlik daar waar ons die slaag gekry, die einde gekry. Nou begin hy goed hang, soos hy kool oop wat in die water is. Jy begin het soms die rond sleep. Wat sleep jy rond? Stink. Jy kom moeilik oor die weg. Jy sukkel om deur goed te gaan. Jy kom stadig by 'n plek uit. Want hierdie sleepsel hou jou terug. Mense gee pad, ek sê jy jou pad. Wie wil nou langs 'n stinkding loop? As iemand sien kom 'n stinkding aan, jy gaan aan die ander kant omstap. Jy weet dit nie. So verdryf jy ook mense uit jou lewe uit. Want jy hou vas. Jy hou vas aan daai kwaad, jy hou vas aan dit wat mense aan jou gedoen het. En ja, dan dink ons moet daai blaar hou. Want ons moet staande bly. Dan kom daai
Daardie eie ek moes nou weer in die prentjie. Ek sal hulle wys. Ek is in beheer. Ek kan oorleef. Ek kan survive. Ons kan nie. Ons het Jesus nodig. Ons het God nodig. Ons het God dan nodig om ons van binne af weer skoon te maak. God kan daai ou blare uithaal. God kan daai ou blare afskit. Hy kan jou vernuwe. Maar weer eens gesê, wat van as jy binne vrot is? Dink julle dan daar is 'n moontlikheid dat God daar waar jy binne stink is, gemif is, weer kan herstel? Ek glo so. Ek glo daar's niks fout vir God nie. Dit is onmoontlik vir God nie. God kan. Ons lees in Hebreërs 4, vers 7b. Vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. God kan, as jy wil. Maar jy moet eers wil. Wil jy verander? Wil jy 'n beter geur afgee? Wil jy beter leef? Jy sien, so ons as mense sê hulle ons daarin. In 1 Samuel 6 vers 7, 16 vers 7. Die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart. Ja vriende, ons kan daardie ding om ons hê, wat vol kolle, vol duike, vol skrape is. Maar jy het nie nodig om te leef nie. Jy het nie meer nodig om daai pyn en daai lyding te stap nie. Jy het nie meer nodig om daai stink en daai sies en daai goeie saam met jou te dra nie. Jy het nie meer nodig dat goeie jou terughou wat jy kan afsny nie. Jy het nie nodig. Het Jesus nie gesê aan die kruis, dis volbring. Wat het hy beteken met daai woorde? Dis volbring. Hy het jou kom nuut maak. Hy het jou kom reinig. Hy kan jou 'n nuwe hart gee. Hy kan jou 'n hart gee van vlees. Hy kan daai kliphart uithaal. Hy kan jou weer daai aroma gee dat mense na jou toe trek en nie vir jou wegstoot van jou af nie. Sien vriende, ek dink ons het deur die lewe gegaan met gewoontes, met slegte gewoontes wat ons aangeleer het. Soos ek nou gesê het, gewoontes van daardie ek kan, ek sal, ek wil, ek gaan. Wat is wat negatief is? Maar weet julle, daar kom God, die enigste ek is. Ek kan, ek sal jou verander. Ek kan jou verander. Ek wil vir jou sorg. Ek wil vir jou omgee. Ek wil jou die ewige lewe gee. Ek wil vir jou 'n vader wees. Wel, ek wil jou reinig. Ek wil jou skoonmaak. En dan, die belangrikste een van alles, ek het mos my kind vir julle gestuur. Ek het my seun vir julle gegee. Waarvoor nog bang wees? Waarvoor nog gaan hy lelik en hy kwaad vashou? Dit was op die laaste Sondag van hierdie jaar van 2052. 2025. Ek weet nie, ek dink daar's al mense wat seker jare met iets loop. Het hulle al hoe stadiger gemaak, stinker. Dink julle nie, is tyd om dit oor te gee vir God, jou hart nie te verhard nie, dat hy met jou hart kom praat, sodat jy dit kan los nie. Dink julle nie, dit is tyd om aan te beweeg, en met 'n glimlag te kan rondstap nie. Sien vriende, gewoontes maak dood. As jy gewoond is om die slegte te doen en die slegte na te streef en na die slegte te luister, gaan jy mos sleg bly. Maar as ons besluit, Here, hier is ek. Wat U wil geskied in my hart. Ek laat nou los. Gebruik U die skerpste mes. Sny hierdie blare af. Sny hierdie blare af dat ek weer by die soet kan uitkom waar in die middel is. En dat daai soet weer kan geur en aroma gee aan die mense om my. Ek 'n verskil kan maak. Here, begin by my. Begin by die eie ek. Sodat ek vir U 'n verteenwoordiger kan wees. Maar vriende, weer eens, onthou ons Vader is 'n gentleman. Hy gaan nie die deur oopskop nie. Hy wag vir jou om oor te gee, te bely. Ons lees Spreuke 4 vers 23. Bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word.
want daaruit is die oorsprong van die lewe. Sien, Jesus het ook vir die mense gesê mos, die fariseërs, dit is nie wat jy invat, wat jou besoedel nie, dis wat uitkom, wat jou vergiftig. En dit wat jy hoor, gaan in jou hart, en dit wat jy bedink, gaan oor in dade. So vriende, as jou koop binne vrot is, as jou siel binne vrot is, as jy nog daardie haat en daai ywer dra, dit is wat die vyand jou wil hê, want hy wil nie hê jy moet groei nie. Hy wil nie hê jy moet vorentoe gaan nie. Gee dit vir Jesus. Hy is meer as gewillig, capable and able to fix it. He can do it. Hy kan. Sorry. Ons lees in Matteus 15 vers 8. Hierdie volk eer my met lippe, maar hulle hart is ver van my af. Onthou almal hoe die Israeliete geleef het. Voor Moses die berg op is, as hulle ons almal aanbidding en alles. En toe hy teruggekom het na 'n lang tyd met die 10 gebooie, soos wat een pastoor ook gesê het, dis die enigste man wat al 10 gebooie op een slag gebreek. Gebreek ons al die klippe, met al 10 gebooie opgeskryf. Want wat het die Israeliete gemaak? Hulle het weer gedraai na hulle boosheid. Voor mense loof en prys hulle, agter mense. Daar waar hulle dink mense kan nie sien, maar daar waar God kan sien. As ek my woord sê, maar hulle is ver van my af. Skyn heilig. Kan nie skyn heilig voor die Here lewe. Ja met jou ja wees en nee met jou nee wees. Want God sien alles. Jy sien, ons vrot begin gewoonlik onsigbaar. Ons weet nie eers ons is besig om vrot te word. Want die duiwel sit ons vir ons is ware klappe voor ons oor, dat ons nie kan sien. Hy verderf dit, hy verblok dit, hy wys net wat hy wil. Hy verblind jou. En voordat jy agterkom, lê jy in daai modderpoel, daai modderbad. Maar weet julle, ons Here Jesus is nooit bang om sy hande vuil te maak. Hy sal jou uit die modder uithaal. Hy kan jou vernuwe. Hy kan jou ook vernietig. Hy kan jou optel, hy kan jou herstel. Net ons God kan dit doen. Vriende, wat dit gesê is, ons staan op, soos ek weet ook sê, almal maak ons nou maar 'n nuwejaarsvoorneme, of hulle dink wat gaan ek anders. Maar, soos weer eens gesê, hoe weet jy môre is vir jou beskore? Maar kom ons sê maar, skien hulle die benefit of the doubt. Ons almal gaan die nuwe jaar in. Wat 'n verandering gaan jy wil maak? Wat 'n verandering gaan jy wil sien? Waar gaan jy begin? Hoe gaan jy begin? Ons moet onthou, ons God herstel en herskep. Sê die woord nie, soek allereers die koninkryk van God en al die ander goed sal vir jou bygevoeg word. Hoe spring jy in die oggend uit die bed uit? Spring jy uit of klim jy uit? Is jy op jou sosiale media eerste? Vloek en skree eers op die hond en die katte? En dan op die vrou en die kinders? Hoe klim jy die bed uit? Hoe word jy wakker? Wat doen jy eerste? Is dit nie dalk waar jy moet begin verander? Soek allereers die koninkryk van God. Ons moet onthou, niemand is te ver, maar God hom nie kan kry. Weereens, jou wil, nie God se wil nie. God se wil is, dat ons almal die ewigheid sal moet beerwe. Dit is hoekom hy huiwer om vir Jesus terug te stuur. Dis hoekom hy nog wag. Want hy is 'n God van liefde. Hy wil nie enige siel moet verlore gaan nie. Dis hoekom hy nog wag. Hy wag vir jou om te sê, yes, Here, hier is ek. I had enough of the world, God. Ek het genoeg gehad van die wêreld. 'n Nuwe lewe is altyd moontlik. Iets nuuts is altyd moontlik by God. En is mooier, en is heerliker, en is varser. Wil jy eerder stink of wil jy lekker ry? Wil jy aanhou verder poeter in die wêreld of wil jy vir die wêreld wys jy is anders, vernuwe? Vriende, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê: Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Dis 'n belofte daai, vriende. 'n Belofte. Alles
het nuut geword. Jou vrotheid wat daar binnekant is nuut gemaak. Dit wat God kom herstel het, is ons uitgebreek. Ons lees Jesegiel 36 vers 26. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit die vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Sien vriende, daar staan nie ek sal dink daaraan of ek kan dalk nie. Daar staan ek sal dit doen. Ek sal dit doen. Draai net terug na my toe. Vra my met alle erns. Vra my. Vriende, ons is almal ook vir genesing. Maak nie saak hoe diep jy seer gekry het. Ek dink regtig is iets om oor na te dink, te besin. Die verlede is verlede. Tyd agter jou is tyd agter jou. Jy kan dit nie terugkry. Jy kan niks aan doen. Ek dink regtig is 'n hulpgeroep aan ons Here Jesus ook om te vra, my kinders, haal hy ou blare af. Haal hy gewonde plate af. Skeer af, gooi weg, verbrand. En as jy sukkel om dit te doen, vra my, ek kan jou help. Die Here Jesus wil hê ons moet in vrede en vreugde gaan leef. Weet julle, ek dink Here Jesus se hart brand om ons te kom haal vir die nuwe Jerusalem. Dit brand om terug te kom. Maar hy kan nie nog nie terugkom nie, want ons is nog nie reg nie. Ek dink dis tyd. Dis tyd om reg te maak, reg te kom. Vergewe die wat in jou gesondig het. Vergewe vir die wat jou skeef gekyk het, vir jou skewe woord gegee. Vergewe hulle. En as jy hulle nie vergewe nie, gaan Jesus jou ook nie vergewe. Slaan 'n nuwe blaadjie om. Ek lees weer vir ons 2 Korintiërs 5 vers 17. As jy dink daar is nie vir jou hoop nie. Hier is jou hoop. Hier is jou hoop. Jou padkaart. Jou beloftes. Jy moet net gelees dat jy sal 'n nuwe hart kry. Nie jy kan dalk. Daar staan ook nie jy moet soveel kollektes gee en soveel goeders doen daar en mense daai help en daai help. Nee. Gaan jy eers na die Here toe. Word jy eers gesond. Vergewe jy eers. Dan kan jy weet hoe om te vergewe. Soos wat Jesus ons vergewe het. Vriende, gee jouself oor aan ons hemelse tuinier. Hy wat kom. Skoffel, nuwe grond insit, jou weer vrugbaar maak. Sodat daardie vrug van die Gees in jou hart kan groei. Ek gaan ons los met weer 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle nie. Luister nog. Amen. Vriende, met dit gesê is, soos wat ons ook nog so lank wag ook vir ons Here Jesus om terug te kom, het hy ons gelos met hierdie belofte. Wat hy vir ons gesê het in Johannes 6 vers 53. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vader se die manna geëet en gesterwe het. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Dis 'n belofte van ons Here Jesus, wat hy vir ons kom stel het en vir ons kom gee het. Dat ons dit kan gebruik soveel soos ons wil. Met die afwagting dat hy ons gaan kom haal. Vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat ons elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek. Voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel vir homself bring nie. En vriende, daar waar julle nou is, waar julle nou sit of iets, as daar iets is wat jy vir die Here wil gee dit vir hom.
As daar iets is wat op jou hart is, vra hom om dit uit te ruk, uit te haal, uit te pluk. Dis nou die regte tyd. Hy maak jou vry. Hy maak jou heeltemal vry. Hy vat jou sondelas. Hy vat dit weg. Hy kan dit doen. Hy wil dit doen. Maar hy wag vir jou om dit vir hom te gee. 1 Korintiërs 11:27 sê vir ons: Wie dan op 'n onwaardige wyse hier brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei. Vriende, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Nie net vir 'n bietjie van dit nie. Al ons sondes. As jy dink as daai vrot is nog te vrot, die vrot is klaar, bekend, dit kan. In Korintiërs 11:24 sê, en nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtes. En die beker na die danksegging is 'n gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan. En glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11:25 sê vir ons, net so ook die beker na die ete met die woorde: Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Vriende, daar is geen God soos ons God, wat magtiger is, liefdevoller, getrouer is wat ons ooit in ons lewens kan begryp. Ek wil vir ons 'n voorbeeld gee van ons God se grootheid. Ek kyk nou die dag 'n dokumentêr van mense wat probeer om 'n brug of 'n snelweg onder die see te bou. Ek weet nie hoeveel jare dit het al gevat nie, hoeveel miljoene rande, triljoene rande dit hulle gekos het nie. Jare gevat. Hulle budget was naderhand agter. Hulle toe daar op die einde daar aangekom, ook nie diep nie. Dit reg gekry, maar ook nie ver eers. Nou wil ek net daarop neerkom. Dit het hulle jare gevat. Nie die diepte wat hulle wou gaan nie. Hulle kon nie eers die bodem bereik nie. Wat het ons God gemaak? Een slag wat Moses gegee. Hele see gekloop, one time. Ons God. So as ons God daardie wonderwerk, as ons God daardie werk kan doen, kan hy jou slat, jou hart uithaal, jou nuwe hart gee, en dit weer mooi aan mekaar werk. Vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte. O allerheiligste, almagtige God, Here groot bo almal. Vader, dankie, baie dankie Here vir hierdie woord wat U met ons kom spreek. Here, dankie vir dit wat U vir ons kom leer het. Dankie vir dit wat U vir ons kom wys het. Here, dankie dat daar niks vir U onmoontlik is. Vader, ons staan naak voor U. Here, deurgrond ons harte. As daar enige lelik, enige kwaad nog in ons harte oor is, enige iets wat ons nog nie na U toe gebring het nie, Vader, kom, ruk dit uit, verbrand dit. Ja, Here, en laat U vrug in ons harte sal groei. Here, dankie vir U goedheid, U guns, U liefde, U genade. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen. Shalom.